Ek gaan later die mikrofoon gebruik. Kan almal vir my hoor? Kan almal vir my hoor? Daar sy. Okay, julle weet nou my storie, die bril is op en die bril is af. Want ek kan nie vir julle sien met die bril nie en ek kan nie hier sien sonder die bril nie. So as ek die bril op het, kyk vir julle kan ek nie sien nie. So hy moet maar op en af, nê? So ons is besig met 'n profesie seminar, die profesie in praktyk. Ons het al verskillende onderwerpe gehad. Ons het die beeld van Daniël gehad, ons het die 2300 jaar profesie gehad, ons het die geheime wegraping gehad, die staat van die dooies, en vandag dan het ons 'n baie spesiale onderwerp, en dan gaan ek dan nou nie verder, die Sabbat, en die Sabbat is nie net deel van die wet van God nie, dis 'n eindtyd profesie ook, en ek wil begin met ons skriflesing, Exodus 20 vers 8 tot 11, wil enige iemand dit opsoek? Ek het gesien gisteraand met leraar Kitas, dit werk lekker om die gehoor so betrokke te kry. Exodus 20 vers 8 tot 11, het iemand dit, of moet ek dit lees? Het iemand dit byderhand? Kom, ek lees hom eers, en dan kry jy julle Bybels gereed, en dan sal ek die volgende teksverse vir julle vra, nie? Ek lees vir julle uit die woord, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei, en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. En hier gee dit die rede. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarop is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. So ek glo, baie van ons is op 'n weg na die pad van waarheid. Party van ons het al die waarhede, en dit is maar soos 'n kosbare halssnoer wat ons kan hierdie juwele in een ryg. En so kom nuus by, en so stof ons bietjie die oues af, en die van julle wat nog op julle weg is, dan nooi ek vir julle uit om saam met my op hierdie weg te gaan, en te kan kyk, wat ontdek ons in die woord van die Here. Want 'n mens moet die vraag vra, die Sabbat, hoe belangrik is die Sabbat? Hoekom is daar so 'n tweestryd oor die Sabbat? En maak dit 'n verskil watter dag? En hoekom is die Sabbat verander van die 7de dag na die eerste dag van die week toe? En hou die Sabbatdag van die Here nog enige betekenis in? En ons gaan vanaand kyk na die Sabbatdag van God, en hoe dit vir my en vir jou 'n lafenis is teen die storms van hierdie lewe, want verklaar die woord nie, Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. So dit is dan ons onderwerp vandag, dit is 'n eindtyd boodskap, die Sabbatdag van die Here. Nou ek het gedink, ek het lank terug 'n studie gedoen, jy weet daar's hierdie kommersiële boek The Tale of Two Cities. Tog ek maar, 'n mens kan dit eintlik 'n baie mooi geestelike onderwerp maak. As jy net die stad Jerusalem en die stad Babylon vat, dan is dit 'n verhaal van 2 stede. En is 2 teenoorgestelde stede, met 'n teenoorgestelde bestaan en 'n teenoorgestelde eindbestemming. Tog ek maar, ek ken 'n verhaal ook van 2 koninkryke. 2 koninkryke, verskillend, maar tog dieselfde, en dit is ook loodreg teenoor mekaar. Die geboorte van 2 koninkryke wat die wêreld verander het. Ek deel met julle die verhaal en dit lei as volg. In die dorpie van Niš, in die hart van Serbië, 'n ou dorpie, so wat 1700 jaar gelede, is 'n baba gebore, onder die skanvlek van 'n buiteegtelike verhouding. Met ander woorde, die ouers was nie getroud nie, die ma en pa was nie met mekaar getroud nie. 'n Verhaal van 'n jong onskuldige meisietjie, wat 'n baba gehad het, en dat hierdie baba sou groot word om 'n hele koninkryk te regeer. En ons gaan nou die storieetjie kry, want in 'n ander land is daar ook nie ver daarvandaan nie, so wat 500 kilometer, wat 2000 jaar gelede, is daar nog 'n baba gebore.
ook 'n baba van 'n nederige, onskuldige jong meisie, en ook van 'n maagd. En die baba sou ook groot word, en die hele wêreldgeskiedenis verander, ongeëwenaar van enige persoon wat voor hom gekom het, of na hom gekom het in die geskiedenis. So, vanaand gaan ons kyk na hierdie twee mans, wie hulle was, en dat ons vandag, hier in die verre toekoms, nog steeds in die skaduwee leef, van wat hierdie twee mans gedoen het. Twee mans, wat die hele wêreld se denkrigting verander het, en dit bepaal hoe ons dink, en wat ons glo, en hoe ons leef. So, 'n verhaal van hoe lewens van hierdie twee teenoorgestelde rigtings loodreg te mekaar te staan gekom het, en 'n ontploffing veroorsaak het oor die grense, onbeperk, en die naskok vibreer nog vandag deur die eeue heen, waar ek en jy vandag lewe. Ek lees, ek dink dit is uit Spreuke uit, daar is 'n weg wat vir 'n mens regryk, maar die uiteinde daarvan is die weë van die dood. So, kom ons begin, ons eerste by die eerste verhaal, by die eerste van die invloedryke mans. In die jaar 271 na Christus, lei 'n moe Romeinse bevelvoerder, Flavius Constanus, sy legioen soldate terug huiswaarts, vanaf die slagveld teen die Persiese Ryk, wat jarelang al besig was om hulle grondgebied aan te val, en met die hulp van Germaanse soldate, soos die Oosgote groep, verwyd hy sy Romeinse grondgebied. En op pad huiswaarts, baie moeg, gaan hulle na 'n klein dorpie met die naam Nice. Hier kry hy 'n herberg, een van die oudste stede in die Balkans. Dit word verwys as die hek na die ooste, want baie bekende paaie en roetes word hier gekruis, 'n kruising tussen oos en wes. Die ideale plek om te rus vir die nag. Nou daai tyd was dit die gebruike dat 'n beveloffisier, as hy het nou die voorreg om na die herberg te gaan. Die soldate gaan net tot buite die dorpie, en daar kampeer hulle vir die nag, en die offisiere kan na die hotel of die herberg toe gaan. En toe hy nou daar by die herberg aankom, toe vra hy, maar hy soek 'n goeie bed om te slaap, 'n lekker bord kos om te eet, en goeie geselskap vir die nag. En hier gebeur 'n baie snaakse ding. Die herbergier, die eienaar van die herberg, die herbergier, hy doen 'n baie snaakse ding. Hy was baie beïndruk deur hierdie jong offisier. Hy was statig, hy was in beheer van homself, en hy gee sy eie jong meisiekind vir geselskap vir die nag. 'n 16-jarige maagd. En hier in die oggendure word Flavius, voel hy baie skuldig oor wat hy gedoen het. Hy wil sommer so 'n half daar uitslyp. Hy is 'n afgoddienaar, so hy is bang die gode se toring oor hom losgemaak, laat hy gestraf gaan word vir wat hy doen. En op pad uit sê hy vir die herbergier, hoorie, ek gaan, maar ek los my persmantel, die keisers en die Romeine, die offisiere het sulke persmantels, en ons gaan sien, 'n persmantel is baie prominent in die evangelie, en hy los hierdie persmantel met sy voorletters op by die herbergier en sê, gee dit vir jou dogter, en kyk mooi na haar. Min weet hy, dat jong Helena het daai nag swanger geword, en 9 maande later is 'n baba gebore, en sy noem hom Konstantin. So, dit is die begin van Konstantin. Ons ken hom as Konstantin die Grote, en terwyl Konstantin as 'n seun in die dorpie Nice groot word, floreer sy pa se loopbaan, en word hy deur die emperor Carus raak gesien op 33-jarige ouderdom, en aangewys as die nuwe goewerneur van Dalmatia, vandag bekend as Kroasie. Kroasie was 'n baie belangrike sleutel in die Romeinse Ryk, want deur hierdie gebied het al die Romeinse handel tussen die ooste en die weste plaasgevind, 'n plek waar jy gou ryk kon word. Ja, Flavius was vinnig op pad na die leerboon toe, om bo uit te kom. Ja, 'n ryk man. Daar was in die samelewing 'n groot skeiding tussen die rykes en die armes, tussen die wat het en die wat nie het nie. So jong Helena en haar ou seentjie, daar was geen manier wat sy kon gaan tot in die voorhoof en Flavius ontmoet nie, en vir hom sê van sy kind nie.
So dit was net nooit toegelaat nie. Toe Konstantin 9 jaar oud is, gebeur egter iets snaaks. Daar's weer 'n groep Romeinse soldate terug na Nice toe. Hulle kampeer daar by die herberg en toe hulle uitkom, toe is hierdie klein seentjie besig om die perde te tart. En hulle is kwaad en hulle het hom sommer hier in sy kraag en hulle ruk en pluk en Helena sien wat gebeur en sy sê, wag, los hom uit. Hy is die goewerneur se seun en hulle bars uit van die lag. Glo haar nie, want sy is 'n diensmeisie en dit is 'n peasant kind. En sy hardloop in die herberg in en sy gaan haal die mantel met die voorletters van die goewerneur op en sy wys dit vir hulle. En wat doen hulle? In plaas van om stil te bly, gaan hulle reguit na die goewerneur toe, na Flavius, en hulle vertel vir hom dat hy het 'n seun. So hulle hou dit nie stil nie, en die goewerneur het eintlik baie van Helena gehou, jong Helena, en hy laat kom haar dadelik paleis toe. En hier maak hy vir Konstantin in die paleis groot. Daai tyd het die Romeinse heerskappy nie toegelaat dat die adelstand as 'n eerste huwelik met 'n kommoner trou nie, maar hulle het toegelaat dat jy haar kan hou as 'n wettige houvrou. En dan sou dit beteken alle kinders wat uit hierdie verhouding gebaar is, kan jy wettiglik aanneem as jou eie erfgenaam. En so het ons nou te doen gekry in die paleis met die welbekende Konstantin die Grote. So ons gaan nou sien hoe kom die verhale by mekaar. Nou, en 'n ander vertel ons die verhaal van 'n ander invloedryke man. Hy het gekom sodat ons lewe in oorvloed kan hê. Ook gebore buiteegtelik, ook van 'n maat, van 'n maagd. En hy is ook na die paleis gebring. En daar, nie om fyn opgevoed te word nie, maar om gepynig te word vir ons, om aangekla te word om te sterf. Hier in die paleis kry hy ook 'n perskleed, om hom gedraai as bedekking. Dit gee aan hom geen koningskap van hierdie aarde nie, net 'n bespotting, 'n klap deur die gesig, en hulle spieg op hom, en hy kry in plaas van 'n wêreldse koninkryk, die koninkryk van genade. So, gebore uit donkerte, pyn, lyding, verraad en selfverloning. 2 mans met min of meer dieselfde begin, maar 'n totale ander uitkoms van hulle sake. Loodreg teen mekaar, maar in 2 teenoorgestelde rigtings. Dis hy. So, hoekom vertel ek hierdie verhaal? Tydens Jesus se leeftyd hier op aarde was die wêreld onder die Romeinse juk. En dit is hier, slegs 313 jaar na Christus, wat Konstantin die Grote sy hand slaan aan die wet van God. Die grootste vermomming en wanvoorstelling in die geskiedenis. Die boek Openbaring voorspel dat Satan sal probeer om die Christelike kerk te mislei. Jesus waarsku, wees versigtig dat niemand julle mislei nie. Openbaring 12 vers 9 kry ons die verstommende stelling en die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. So, ek weet nie leraar, ek was die eerste aand hier nie, so ek weet u die beeld van Daniël, ek weet nie of u gesoop het by die voete van Yster en Klei nie, en of u oorgegaan het na die klein horinkie toe nie. Ok, so daar gaan dit nou mooi inpas. So hier, uit die voete van Yster en Klei, kry ons die Romeinse ryk. Hy is gemaak van yster, daai voete is van yster en klei. Hoekom? Want God het gesê, die nasies sal ondertrou met mekaar, maar hulle sal nie kleef nie, soos wat yster en klei nie aan mekaar kleef nie. En jy weet, ons het gisteraand ook gesien met leraar Kitas, die wêreldleiers ken die profeseë. Stalin wou Europa verenig het, die 10 state van Europa. Hitler wou dit verenig het. Woodrow Wilson wou dit verenig, Mussolini wou dit verenig het. Dis net Napoleon wat gesê het by die slag van Trafalgar, sy oë opgeslaan het na die hemel en gesê het, God die Almagtige was te veel vir my. Want God het gesê, dit sal nooit 'n eenheid wees nie. Maar waar ons kom, uit daai 10 tone uit, kom daar 'n klein horinkie op. 'n Klein horinkie, en die Bybel sê vir ons,
Hy het 'n mond en hy kan praat, nê? 'n dier het mos eintlik 'n bek, maar hierdie horingkie het 'n mond. En hy kan praat, en 'n mens het mos 'n mond, nê? 'n dier het 'n bek. So hy kan praat, en met sy opkoms ontwortel hy 3 state van die 10 state van Europa. Die Oosgote, die Jurelai en die Vandale. Vandag nog is mense iets verniel, dan is hy vandalis. Want die Vandale het toe hierdie Romeinse gelowe die kerk inkom, en hierdie beelde wat afgodsbeelde is nou gebruik word as godsdienstige beelde, het hulle ingegaan en die tempels dit omgegooi. En daarom vandag as ons iets preek, dan word jy vernoem na die Vandaal. Maar dit is, ons koppel dit negatief, maar hulle het eintlik gestaan vir die waarheid. Maar hierdie klein horingkie het hulle wortel en tak uitgeroei. Want hy het geen, want hy sê, hy sal probeer om tyd en wet te verander, en hy sal allerrastige dinge spreek. Kom ek lees vir julle Daniël 7 vers 7. Daarna het ek die nagesigte gesien, en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend, en baie sterk. Dit is nou Rome, nê? Dis 'n nondescript dier. So as ons hom kyk, dan sal hy kompartemente hê van die ander diere. Hy sal luiperdkolle in hê, hy sal voete van die beer in hê, hy sal lyk soos al die diere saam. Maar dit is so 'n gesig, Johannes kan hom nie beskryf nie. Dit is 'n snaakse dier. En hy versland en vermorsel, en die oorskot met sy pote vertrap hy. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het. En dit het 10 horings gehad. Terwyl hy op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. En 3 van die vorige horings is daarby ontwortel. En kyk, in hierdie horing was oë, soos mensoë, en 'n mond wat groot dinge spreek. Vers 25, ek skiep 'n bietjie. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wette verander. So hoekom wil ek nou vra, wie het aan hierdie man sy groot mag gegee? Die Bybel sê, die draak, Openbaring 13, ek net gou kyk of ek hier kan afgaan. Ek wil net nie hier ietsie verkeerd doen nie. Openbaring 13, sien ons hulle, en hulle het die draak aanbid, wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid wat gesê het, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? So hier is 'n vreeslike dier. Hy vertrap alles met eysterpote onder hom, en hier is hierdie klein horingkie, hy spreek lastige dinge teen die Allerhoogste, en hy is die een wat tyd en wet gaan probeer verander. En ons weet mos die 10 gebooie, daar is net een wat 'n tyd het, 'n dag het, en God het gesê, onthou, nee. So, nou moet ek eers kyk, hoe gaan ek hierdie ding, ek het nou aan hierdie ding gepeter, so nou moet ek seker hierso. Ek weet nou nie hoe om terug te kry op my kriekertjie nie, so kom ons kyk, daar is hy. En waar kom dit vandaan? Onthou ons sê die draak het hom sy mag gegee. Die draak sien ons in Jesaja 14 vers 13, dat, en jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekom in die uithoeke van die noorde. Ek dink daar is nog 'n stukkie wat daar aankom, en hy sê, en ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, en my gelykstel met God die Allerhoogste. Dis eintlik die einde van die vers. Ek het dit nie ingesit nie. So Satan is die draak, en hy wil homself verhef bo alles wat hoog is. Hy wil bo God wees, teenoor die Allerhoogste. So hy is die draak wat neergevel is, en dis hierdie draak wat aan die dier sy mag gee. God se wet stel sy gesag voor. As Satan God se wet tot niet kan maak, dan kan hy God se gesag neerwerp. Indien Satan die mensdom kan mislei oor die wet van God, sal hy God se heerskappy kan neerwerp. Terwyl die Heilige Skrif verklaar in Matteus 5 vers 18, want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur is. Nou, 'n jota of 'n titeltjie, 'n jota is daai klein skynstreepie op die e. Nie eers dit sal van die wet af weggaan nie.
Sê jy, wat is sê nog van die heiligheid van die 7de dag oorplaas na 'n ander dag? Dis geskryf in klip. Dit is, ons ken tog die spreekwoord wat sê set in stone. Nee, dit is so vas, die saak staan vas. So, en dan die 4de gebod, sien ons die seël van God. Want onthou, om 'n wet geldig te maak, moet daar 'n seël op wees. As ons landswet sê, in Suid-Afrika mag jy nie vinniger as 60 in 'n dorp ry nie, dan gaan daai 'n wet geseël wees, met 'n seël van ons president. Sy titel sal daar staan, wie het hierdie wet bekragtig? Dit sal staan die president. Nou wie is die president? Sy naam sal daar staan, Thabo Mbeki of Cyril Ramaphosa of Nelson Mandela. Wat 'n gebied? Suid-Afrika. En dis waar hy wet geldig is. 'n ander land, in Duitsland, is die spoedbeperking dalk 40. So Suid-Afrika se wet sal nie daar geldig wees nie. En in die 4de gebod kry ons God se seël. Naam, ek is Here jou God. Sy titel, Skepper. Gebied waar die wet sal geldig wees, die hemel en die aarde. So die 4de gebod verseël die 10 gebooie. Dit is die seël wat die wet geldig maak. En die gebruike daai tyd was, dat as jy 'n dokument gehad het, en jy die seël van die koning op hom gesit, dan het hulle nie op daai gedeelte geskryf nie, want dan het jy oor dit wat daar staan geseël. Kon jy nie mooi lees nie. Dan het hulle dit wat daar staan aan die agterkant geskryf. So gaan doen julle self die guns, dan lees julle weer toe Moses met die kliptafels afkom. Weet, ons dink net dit was 2 kliptafels, maar die woord sê, wat voor en agter opgeskryf is. Want daar waar die seël van die lewende God is, aan die agterkant het die 4de gebod gestaan, nê? So dit is dan Satan, as hy God se gesag wil wegvat, dan moet hy God se mag wegvat, of sy heerskappy. Want hoekom aanbid ons God? Ons aanbid hom, want hy is ons skepper. Hy is die een wat hemel en aarde gemaak het. En Satan het gesê, ek wil my verhef, bo al wat God is, nee. Hy wil bo die troon van, of hom gelykstel met die Allerhoogste, wat hy nie kan doen nie, tensy hy ook God se aanbidding wegvat, en dit vir homself toeëien. So kan jy dit sien, is 'n meesterlike vermomming, nie? Jesaja 66 vers 22 en 23, dit sal nog, die Sabbat sal in die nuwe hemel en aarde, sal dit ingebed wees in die grondlegging van alles wat nuut geword het. En elke maand, op die nuwe maan en elke week op die Sabbat, sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Eksodus 16 vers 4 en 5, toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle, ja ek wil graag, want baie mense sal sê, nou hoe weet ons, die Saterdag is die 7de dag? Want dit kan tog met al die tye in die geskiedenis verlore gegaan het. Maar onthou, God se volk was, hy het dit gerus, en soos dat hy gerus het, nadat hy voltooi het al sy werke, het hy, terwyl hy rus, minuut vir minuut het die dag heilig geword, want hy het gerus. God die Vader het gerus. En nou was hulle uitgesit uit die tuin van Eden uit, hulle was in ballingskap, so iewers kon dit verlore gegaan het, maar God het dit vir hulle terugbevestig, deur te begin, terwyl hulle nog slawe was, om te sê, gaan sê vir Farao, ek wil 'n 3 dag reis hê, 'n dag om te reis woestyn in, dis Shabbat, en 'n dag om terug te reis. En toe het Farao hulle moes laat dubbeld werk, nee. En toe hulle nou eers uitgelei is uit die huis van slawerry, toe begin God die Sabbat vir hulle herinstel, deur 'n klomp wonderwerke te doen. Eers toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën, dan kan die volk uitgaan, en die dagmaat van elke dag insamel, sodat hulle kan beproef, of hulle in my wet sal wandel of nie. So God het vir 6 dae lank, elke dag vir hulle voedsel gegee, nie? En op die 6de dag, as hulle berei wat hulle ingebring het, sal dit dubbel soveel wees, as wat hulle daagliks ingesamel het. So op die 6de dag, het God vir hulle 'n dubbele maat gegee, nie? En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou daarvan uitgelei het, deur 'n sterke hand, en 'n uitgestrekte arm, en daarom moet die Here jou God jou beveel om jou Sabbatdag te hou. En Deuteronomium 5, dan sê die Here ook, gee hy weer die 10 gebooie, dan sê hy, want onthou, jy was nie net 'n slaaf in die huis van Egipte land nie. Dink aan die Sabbatdag, dat met 'n uitgestrekte arm het ek jou gered. So wie se arms was uitgestrek? Christus was uitgestrek op die kruis, nee, sodat jy kan weet, ek is die een wat jou heilig maak. So die Sabbatdag is nie net 'n teken van God is ons skepper nie,
maar dit is ook 'n teken dat God is ons redder. Net deur sy seun Jesus Christus het hy ons gered. Nou op 7 Maart, ons is terug by die 2 invloedryke mans, op 7 Maart 2021 na Christus, probeer ons eerste invloedryke man om sy westelike ryk te verenig, deur heidene en Christene se steun gelyk te kry. Want onthou, hy was 'n sonaanbidder, nê? So hy het baie sterk oorgeleë na die sonaanbidding toe. En hy maak die eerste Sondagwet. En ek lees dit vir julle op Engels en dan gaan ek dit ook in Afrikaans lees. All judges and city people and the craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun. Country people, however, may freely attend to the cultivation of the fields because it frequently happens that no other day are better adapted for planting the grain in the furrows of the vines and in the trenches. So hy maak nou ook voorsiening vir die kalf wat in die put is, nê? So that the advantage given by heavenly providence may not go, not for the occasion of a short time perish. So en hy eindig het af Justinian, Imperator Constantinus. Dit is sy titel. En op Afrikaans, die magistrate en die mense wat in die stede bly, op die eerbiedige dag van die son rus en laat al die winkels gesluit wees. Hy self, songodaanbidder, vaardig hierdie munt uit. Dis die 2 kante van dieselfde munt. Op die een kant het hy sy kop en op die ander kant het hy die songod. Nou ja, soos wat die keisers aangaan, verswak hulle magte. Konstantijn die Grote was 'n fenominale man. Maar ek dink die laaste Konstantijn was Konstantijn die 8ste. Hy was so power dat toe die Turke kom, toe het hy vir hulle gevra, kan hy op die troon sit. Staan jy so, die keisers het al hoe meer verswak en al hoe meer verswak, en die Romeinse paus het al hoe meer sterker geword, en al hoe meer die raadgewer van die konings geword. So in hierdie klein worteltjie, die klein horingkie wat opstaan, word al hoe sterker, en wat onthou Paulus gesê, die antichrist is al reeds hier, maar daar is iets wat hom terughou. En dit was nie, almal sal dink is die Heilige Gees. Onthou, die Heilige Gees word eers onttrek as almal geseël is. Die mag wat hom terughou het, is die Romeinse keisermag. Want tot dan het almal die paus die keiser aanbid. So die dag as die keiser se Romeinse krag uit die weg uitgeruim word, dan sal hierdie mag kan opstaan. Hierdie antichrist mag waarvan Paulus gepraat het. So, ek dink 476, die laaste keiser Justinius, gee hy sy mag oor aan die pontiff, in die paus. En die titel, wat 'n Caesar titel was, Pontifex Maximus, daar kan jy nog sien met die Caesar, raak nou die titel van die paus. So die paus word nou aangespreek as Pontifex Maximus. Die titel behoort nou aan hom, nie meer aan die Caesar van Rome nie. En dan vir hierdie tydperk van 476 tot 538, kom kerk en staat by mekaar en hy ontwortel al die state wat teen hom is, die 3 state, en die staat gee die mag vir om uit te voer die wette wat die kerk maak. So die dier uit die see uit word sterk en hy kry die mag van die regering. Want onthou, daar waar Petrus sy swaard uitgetrek het om die wag se oor af te slaan, sê Jesus vir hom, sit weg daai swaard. Die swaard waarby jy leef, sal die een wees waarby jy sterf. Want hoekom daar's 2 swaarde, die swaard van die gereg en die swaard van die woord. En daai 2 moet geskei wees, nê? Ons kan nou kyk in watter rigting gaan Amerika, hulle wil dit saamvoeg. Die staat wil hê die mense moet godsdienstig raak. Die mense wil hê die staat moet godsdienstig. Verstaan jy so, en dit is nie wat die God wil hê nie. Hy wil hê ons moet kerk en staat skei, nê? En hy sal woorde spreek, hierdie klein horingkie teen die Allerhoogste, en die heiliges van die Allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wette verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tye en die helfte van die tyd. Nou ons weet, as dit in 538 begin het, tyd, ons het gister ook gepraat oor profesiese tyd, is 'n jaar, en tye is jare, en 'n halwe tyd is 'n halwe jaar, so dit is dan 3 jaar en 'n half, dit is 42 maande, in dae 1260 dae, in jare, 'n dag leek jou op 'n jaar, 1260 jaar, so tot en met 1798 is die heiliges oorgegee aan hierdie mag in die donker eeue, want die woord van God is weggevat,
hierdie keisers is nou die Pontifex, hierdie pause is nou die Pontifex Maximus, dis net hulle wat die lig het, die res van die wêreld is in duisternis, en hulle vervolg die engele, die heiliges van die Here. En dan 1798 weet ons nou die geskiedenis, kry hy dodelike wond, en hulle, as ek nou vra, ek wil terugkom na hierdie mag, onthou hy het 'n mond, hy kan praat, so as hy kan praat, dan moet die mense 'n bietjie vir hom gaan vra. Verstaan jy, ons wil weet, die Bybel praat op die einde van 'n merk van die dier en die siel van God. So ons moet 'n bietjie vir hom vra, wat is sy merk? Nee, as hy nou ook gesag het, want hulle sê hierdie dier is sterk, wie kan voor hom stand hou? Nee, nou sê ons, nou kyk ons wat die Rooms-Katolieke Kerk oor die Sabbat in hulle eie geskrifte, nie wat ons in die Bybel sien of op die internet sien nie, hulle eie geskrifte. Sê hulle, die meeste Christene neem aan dat Sondag die Bybelse goedgekeurde dag van aanbidding is. Die Katolieke Kerk protesteer dat die Christelike aanbidding van die Bybelse Sabbat wat Saterdag is, na Sondag oorgeplaas is deur die kerk en dat om te probeer argumenteer dat dit die verandering in die Bybel aangebring is beide oneerlik en 'n ontkenning van die Katolieke gesag. So as protestantisme sy leerlinge uitsluitlik op die Bybel wil baseer, moet dit op 'n Saterdag aanbid. Dis in hulle eie geskrifte. Hy kan praat, hy het 'n mond, en hom is mense oë gegee. So vra hom. Hy sê dit, Rome se uitdaging, theimmaculatehart.com, Mary Online, Desember 2003. Dis die website waar hulle dit gepubliseer het. So hulle sê die feit dat die Katolieke Kerk die Sabbat verander het na Sondag, gee vir ons die oppergesag oor die Bybel. Verstaan jy, en vir julle om voor te gee, daar's 'n Bybelse instruksie om dit te verander, is julle net oneerlik nie, julle ontken my gesag. Nee, so hy praat. Eksodus 31 vers 13 tot 18, spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my Sabbatte onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet, ek is die Here wat julle heilig. Onderhou dan die Sabbat, want dit moet vir julle heilig wees. Hy wat dit onheilig moet sekerlik gedood word, want elkeen wat daarop werk verrig, die siel moet uitgeroei word onder die volksgenote uit. 6 dae lank kan die werk verrig word, maar op die 7de dag moet dit wees as 'n dag van volkome rus. Heilig aan die Here, elkeen wat op die Sabbatdag werk doen, moet sekerlik gedood word. En die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou, deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoop. En hy het aan Moses, toe dit geëindig het, om met hom te spreek op die berg Sinaï, die 2 tafels van die getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van God. Nou, ons moet nou nie 'n fout maak, en dalk verkeerd het nie, nee. Die Bybel sê baie mooi, laat die een wat weet oplet. Hierdie mens het 'n getal. Dit behoort aan 'n mens. En sy getal is 666. Soos laat die een wat die verstand het, dit bereken. Nou ons het gesê, dit is die Pontifex Maximus, dat die paus is. Nou op sy hoof staan daar die woorde Vicarius Filii Dei. So die letterlike betekenis, Vicari, die substituting of in die plek van. Antichrist is nie teen Christus nie. Dis in die plek van Christus. Filii means in die plek, means in die son, means son. So in die plek van die seun, Dei means God. So daai titel wat hy op sy kop dra, Vicarius Filii Dei, beteken as 'n plaasvervanger vir die seun van God. So hy self stel hom aan as God en sit in die tempel van God en gee voor dat hy God is, nê. So die Bybel, en sê vir my, ons gaan nou daarby kom, dis nou net 'n bietjie, hier is hy dan beter, ek het daar die V uitgelos, 'n Vicarius, Romeinse, en onthou, hy kom uit die Romeinse mag uit, hy kom uit die Griekse ryk uit nie, so dit kan nie Antiochus of Epifanie wees nie, want die Bybel sê, hy kom uit die 10 tone van die beeld uit,
So hy kom uit Rome uit, en uit die 10 tone van Europa ontwortel hy 3 state, so kan die antichrist uit Grieke uitkom. Hy kan nie uit die luiperd uitkom, ons moet hom plaas waar die Bybel hom plaas, nie, hy plaas hom in die 10 voete van die beeld van uit die voete van yster en klei. So hy sê Vicarius Filidei, so ons werk dan in Romeinse letterwaarde, V, by begin ons met 'n V is 'n 5, I is 'n 1, 'n C is 'n 100, 'n A het geen waarde nie, R het geen waarde nie, weer 'n I is Vicarius, wie is 'n 6, en dan 'n I of 'n V is 'n 5, S het weer niks, so as jy al daai goed optel, is dit 112, Fili is daar's al sy waardes, Dei, daar's al sy waardes, so as jy by mekaar 112, 53 en 501, dan kom jy by 666. So gee die Bybel vir ons eienskappe om hierdie mag te identifiseer, nê? Hy moet voldoen in al die eienskappe. Hy moet ontstaan na 476, toe die keisers hulle mag oorgegee het aan die pausdom. Hy moet die heiliges van die Here 1260 jaar vervolg het, tye, halve tyd, 42 maande, of 1260 jaar, wat 1200 is, of 3,5 jaar, nee, as ons die profetiese tyd uitlees, soos wat die Bybel sê, ons moet dit uitlees. En dan voldoen sy naam aan die getal 666, en hy het duisende Christene vermoor in die donker eeue. En hy maak 'n beeld, en maak seker, dat almal 'n nommer kry op hulle kop, en 'n merk op hulle hand, en hulle voorhoof, sodat hulle, niemand wat hierdie merk het, kan ingaan in die koninkryk van God nie, en hy maak dan in almal klein en groot en rykes, en op die armes en vry mense en die slawe, 'n merk op hulle regte hand en hulle voorhoofde, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy, wat die merk of die naam van die dier, of die getal van sy naam het. Esegiel 20 vers 19, Ek is die Here julle God, wandel in my insettinge, en onderhou my verordeninge, en doen dit, en heilig my sabbate, en dit sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet, dat ek die Here julle God is. Nou Openbaring 13 vers 3 tot 10, wil iemand dit vir ons leer? Ek net gou kyk, dalk het ek dit hier. Ek het nou nie eintlik van my skyfies afgewerk nie. Maar hoe ons daar kan ons sien, en ek het een van die koppe gesien, net asof hy dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En kan jy sien wat dra daai man? 'n purper kleed, nee. So 'n Konstantynse kleed is oorgegee aan hom. Nee, hulle die draak aanbid. So ons kan nou kyk, hierdie kenmerke, en hoe dit die mag is wat hy vir homself toegeëien is, en hy wil die aanbidding hê, wat aan God toegeken is, nee. Die gruwels, en wanneer jy dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sal staan in die heiligdom, dat hy wat lees, oplet. Onthou, daar was gruwels in die Bybel, ons moet gaan kyk wat die Bybel sê is die gruwels. In die tyd van die profeet Esegiel, die gees van die Here, die profeet geneem en gesê, kyk net, kom ek neem julle na die tempel van die Here toe. Kyk daai, dink dit was 25 heilige manne. Hulle staan buite die tempel met hulle rug na die tempel toe, hulle gesig na die ooste toe, en hulle aanbid die son. Dit is die tyd toe die Here se heerlikheid, onthou in die tempel was die Shekinah glorie, wat hy uitgetrek het uit die tempel uit. Hy 3 dae op die Olyfberg vertoef. Hy wou nie gaan nie, hy 3 dae daar gewag, maar hy kon nie bly nie, want sy volk aanbid die son. So dis die gruwel waarvan die profeet gepraat het, nee. En dan gee hulle vir ons in Lukas dit baie mooi uiteengesit, wat in Matteus sê die Here, onthou die gruwel in Daniël se tyd. Ek gaan dan sê Lukas, die gruwel is wanneer jy sien dat Jerusalem omring is. Jy kry mos evangelies waar die een herhaal word in die volgende een, en baie keer voeg hulle inligting by wat nie die vorige een nie. Nou sê hy in Lukas, die gruwel waarvan die profeet getrap, as jy sien, Jerusalem is omring met hierdie magte, dat die een wat op die dak is, nie eers sy baadjie vat nie, vlug. Nee, en bid dat jou vlug nie in die Sabbat is, op die Sabbat is, of in die winter nie. So hoekom is dit 'n gruwel gewees? Buite die stadsmure is omtrent 1,5 kilometer heilige grond. En die Romeinse soldate het gekom en daai eagle met die songod agter. Hy het so 'n sunburs agter sy kop gehad. Hy het dit daar in daai grond van die heilige grond van Israel ingedruk en hulle daar neergebuig en aanbid. Die gruwel. 'n Gruwel opgerig in 'n plek waar hy nie hoort nie.
weet dat die verwoesting naby is. So wanneer dink jy, is daar Sondag wet? Is daar 'n wet in God se woord wat sê Sondag is die Sabbat? Daar is nie. So as hy opgerig word deur 'n dier wat 'n land of 'n koninkryk is, en hy gesit word op 'n plek waar hy nie hoort nie, wat moet ons glo? Die verwoesting is naby, nie? Dat die ene dan wat oplet weet, nee, dat en bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het nie, en nooit sal wees nie. En dit bring ons terug by Kain en Abel. Onthou, Kain het die verkeerd aanbid, Abel het reg aanbid, nie? En die skuldige een het die onskuldige gevat en hom doodgemaak. Net so gaan dit wees op die einde. Die wat God se Sabbat hou, wat reg doen in die oë van die Here, gaan aangeval word deur die ene wat nie reg doen nie. So die skuldige gaan die ongeskuldige ene aanval totdat die bloed van die bloedvergieting sal uitroep uit die aarde uit, nie? Jesus se volgelinge in die Sabbat, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid. Onthou, die 3 engele boodskap in Openbaring 14 is die laaste boodskap van God in die mens. Nee, en hy begin, vrees God, want die uur van sy oordeel het aangebreek. En dan roep hy die mense terug. Onthou, hierdie boodskap gaan in elke stam, taal, volk en nasie. Aan die hele wêreld, nee. Dit is die everlasting gospel. Want hy sê, as hierdie everlasting gospel, die boodskap wat gaan in elke stam, taal en nasie, wat is die boodskap? Vrees God. En dan roep hy terug na die 4de gebod, aanbid hom, wat die hemel en die see en die aarde en die waterfonteine gemaak het. Waar sien ons daai woorde? In die Sabbat, nie. Hy is skepper van hemel en aarde. Hy roep die mense terug. Kom uit Babylon is. Aanbid die ware God, die skepper van hemel en aarde. En weet julle, daai 3 engele wat daar rondvlieg, is nie reg, is engele nie. Dis die kinders van die Here wat die werk moet laat doen. En die kinders van die Here het nog net 1 keer vlerke gehad om daar hoog rond te vlieg. En dis in die tyd van die donker eeue. En daai tyd van tyd en halwe tyd. 1260 jaar. And the woman was given eagle wings and she flew into the wilderness. Sy het arensvlerke gekry en sy het weggevlug daarna 'n plek wat God vir haar voorberei het. So, as ons wil vlerke hê om die werk laat te maak, moet ons die resep in die Bybel gaan soek. En dit is in Jesaja 58. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verligting noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie met jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake te soek, of ydelle taal praat nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat gaan oor hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die Here se mond het dit gespreek. Nee, so, want ons burgerskap is in die hemele, waar ons ook as ons verlosser verwag, ons hoop is op Jesus Christus. So, ek wil Kayo gaan graag, ek gaan nou die mikrofoon aansit, ek wil hê, wat hiersoos in hierdie slideshow, ek dink leraar het dit voorberei, ek weet nie wie dit voorberei nie, ek het hom so 'n bietjie gewysig, daar is baie teksverse van die Sabbat in die woord van God, in die Nuwe Testament en die Ou Testament, en ek het probeer 'n ou storieetjie maak daarvan. Dit kom alles uit die Bybel uit, of die meeste daarvan, ek het net die verwysings weggelos. Kayo gaan vir ons nou 'n stukkie musiek speel, en dan wil ek hê julle almal sluit julle oë, en dan luister julle net na my woord, en julle praat met God ons Vader, ons skepper, ons maker, nie? Gaan net hier aan sit, en dan gaan ek my bril opsit, so julle kan gerus. Dan is hy aan? Ok. Kom ons kyk, waar is dit? Heel aan die begin, nog voor daar 'n nasie was soos Israel, voor die berg van Sinaï, self nog voor die sondeval van die mens, was daar die heilige Sabbat. Blaai terug na die eerste blaaie van Genesis. Die hemel en die aarde is voltooi. Die son, die maan, die sterre is beveel in hulle regmatige plek. Die waters versamel op een plek. Die droë land word voortgebring. Lewe word voortgebring uit die stof van die aarde. 6 dae van skepping. En dan gebeur iets uniek. Op die 7de dag skep die skepper niks. Hy rus. En soos wat hy rus, heilig en seën hy die minute en die ure van die Sabbat. En ontstaan die eerste ding, hier in Genesis,
wat ook heilig genoem word. Nie 'n berg, nie 'n tempel of 'n mens nie, maar 'n dag. Die 7de dag is eenkant gesit as 'n teken, 'n seël, die kroon op die skepping. Dit is in een geweef in die samestelling van die universele wêreld. Dit was nie aan Israel gegee alleen, want Israel het toe nog nie bestaan nie. Dit was gegee aan die mensdom, aan Adam en almal wat daarna sou volg om op hierdie aarde te wandel. Dit was toe nog nie deel van enige wet nie, want die wet is toe nog nie gespreek vanaf Sinaï nie. Dit is nie aan enige kultuur vasgemaak nie, want kulture het nog nie bestaan nie. Dit was vir ewig, ingebed in die skepping self. Dink hieraan, nog voordat daar enige sonde was, daar was die Sabbat. Nog voor daar 'n redder nodig was, daar was die Sabbat. Die Sabbat behoort nie aan skaduwees wat vooruitwys na 'n spesifieke gebeurtenis nie, of is van enige verbygaande aard nie, maar is vir ewig. Dit is elke 7de dag wat getuig dat die aarde en alles wat daarop geskape is, behoort nie aan die mens nie, maar aan God. Dit is 'n getuienis dat lewe kom nie uit onsself nie, maar van die asem van ons Skepper. Dit is geskryf in die siklus van tyd, 'n kloppende ritme van die skepping, 6 dae van arbeid en dan die stil wees van God ons Vader. Let op, dit wat God geseën het, ontseën hy nie. Dit word nie teruggetrek deur die hele skrif nie. Hy verander dit nie, want God verander nooit. Hy is konstant. Hy het dit geheilig vir ewig. Die Hebreëse woord Sabbat beteken om te stop, om te rus, om volmaak te wees. Die Sabbat is die getuienis dat die skepping voltooi is, dat God die skepper is en nie ons nie. Dit is 'n herinnering om nederig te wees, vry van hoogmoed, 'n herinnering dat ons nie onsself gemaak het nie, en dat ons nie die regeerders van die heelal is nie, maar dit is Jehovah God, die El Elyon, God, die Allerhoogste. Toe God die 10 gebooie gespreek het, het hy die feit nie weggesteek nie. Hy plaas dit in die middel van sy wet. Hy maan ons om te onthou, om nie te vergeet nie, dat hy die begin van alles is wat lewe. Hoekom vermaan hy ons? Hy voorsien in sy alwetendheid, dat ons gaan vergeet, toemaak, verplaas, verruil, omruil vir 'n ander dag. Vandag kyk ons na meester Yeshua. Hy is die Heer van die Sabbat, nie die Heer van Sondag nie. Sy disippels het na sy opvaarding na die hemel voortgegaan om die Sabbat te hou. Die boek van Handelinge getuig hiervan keer op keer, dat hulle op die Sabbat bymekaar gekom het in die sinagoge, dat hulle die skrifte ondersoek het op die Sabbat. Nie eenmaal spreek die woord van God dat die Sabbat tot niet gemaak is of oorgeplaas is na 'n ander dag nie. Nie eenmaal in die Bybel verloor die Sabbat sy heiligheid wat God toegedeel het soos hy gerus het nie. Die Sabbat is nie net vir Israel of die mens nie. Dit is nie tradisie, kultuur of gewoonte nie. Dit is God se insetting vanaf die eerste skepingsweek. As dit aan God behoort, kan geen mens, geen kerkinstansie of koning hier op aarde dit verander of wegneem nie. As God die 7de dag geseën en geheilig het, kan die mensdom dit nie verander nie. Die Sabbat staan as 'n ewige getuienis vanaf die Sabbat tot die nuwe hemel en aarde. Om dit eenkant te sit, is om die hele getuienis vir wie ons die skepper, van wie ons skepper is, te verraai. Kom ons vra die vraag, as die Sabbat ingestel is by die skepping, geheilig is vir ewig, geplaas in die hart van die 10 gebooie, wat het die Messias met die Sabbat gedoen? Het hy dit afgeskaf, of het hy as lewende woord van God in die weg gewandel? Kyk na die 4 evangelies, en jy sal vind, dat hierdie antwoord is ook nie weggesteek nie. Hy wat die woord is, wat vlees geword het en onder ons kom woon het, hy wat met God die Vader in die begin was, bewaar die Sabbat vanaf sy kinderjare in Nasaret, tot sy sendingmissie in Galilea. Dit was sy gewoonte, soos die Bybel verklaar, om die sinagoge binne te gaan op die Sabbat. Nie net soms nie, maar soos sy gewoonte was. Elke Sabbat, die Heer van die Sabbat, die een deur wie alles in stand gekom het, wat alles gemaak het, eer die Sabbat, wat hy homself in die begin geheilig het. Toe die skrifgeleerders van die eeu hom beskuldig het,
was dit nooit omdat hy die Sabbat gebreek het nie, maar omdat hy dit herstel het, weg van hulle tradisies, na sy ware betekenis. Hy het gesond gemaak op die Sabbat, en hulle het uitgeroep, dis ongehoord om goed te doen op die Sabbat. Hy herinner hulle, die Sabbat was gemaak vir die mens, en nie die mens vir die Sabbat nie. Hy het die Sabbat nie tot niet gemaak nie, hy het dit herstel. Hy het dit nie afgebreek nie, hy het die las wat die tradisie van mense dit opgeleed, kom oplig. Die Sabbat was nooit bedoel om 'n ketting te wees nie, maar 'n geskenk. Dit was nooit bedoel om te onderdruk nie, maar vryheid te gee. Hy verklaar homself as die Heer van die Sabbat. Die Sabbat behoort aan hom. Dit bly sy teken, sy seël met sy verbondsvolk. Na sy dood en opstanding verander niks. Sy volgelinge begin nie skielik kerk hou op die eerste dag van die week nie, om 'n nuwe gebod te eer nie. Jesus eer die Sabbat, sy disippels eer die Sabbat, selfs die heidene wat Christus aanneem eer die Sabbat. Die vroeë Christelike kerk eer die Sabbat. Die verandering kom heelwat later, deur die toediening van mense, van bose en politieke magte, word die voet weggedraai van die Sabbat en vervang dit met 'n ander. Dit is die hart van die saak. Om die Messias te volg, wandel ons soos hy gewandel het. Eer ons wat hy geëer het. Hy is dieselfde gister, vandag en vir alle tye wat kom. Die vraag is nie of die Sabbat verander het nie, want dit het nie. Die vraag is of die volk verander het en of hulle sal terugdraai van die wee na die wee van ouds. Kort na Christus sal die geloof vanuit Jerusalem versprei na Rome en in die hart van die Romeinse ryk binnendring. Rome is nie 'n gelyke speelveld nie. Dit is die tuiste van afgode, die middelpunt van sonaanbidding, en dit was hier wat die geloof van die gelowiges moes kies. Sal dit getrou bly aan die woord van God, of die knie buig voor die magte van die keisers? Rome verhef die dag van die son, en die keisers verklaar dit heilig. Nie 'n gebod van God, maar 'n afvaardiging van 'n aardse koning. Nie 'n gedenkteken vir God die skepper, maar 'n eerbetoning aan die son. Die profeet Daniël het verklaar van 'n mag wat sal kom, om die tyd en wet te verander. Wat ons sien, is profesie vervuld. Dit verander die heilige bevel, skuif die fondasie en vir God se seël eis hulle vir hulle self 'n merkteken, sodat die hedendaagse Christene vererf die 7de dag Sabbat, maar die Sondag van Rome, die 7de dag vergeet te begrawe. Die Sabbat was nooit bedoel om verander te word nie, nooit 'n besitsreg van Rome om vervang te word nie. Hierdie misleiding het soos 'n veldbrand deur die wêreld versprei, maar die waarheid sal nie begrawe bly vir ewig. Die 7de dag breek nog steeds aan, week vir week. Ek sluit af met die gedig van 'n onbekende skrywer. For every man comes a moment to decide in the strife between truth and falsehood, for good or the evil side. With each choice, God is speaking to us, to the bloom and to the blind. First the man, then the nation, chooses for the darkness or the light. True forever on the scaffold, wrong forever on the throne, an act of prophecy, an act of rebellion, a sign of the falling away, the fulfillment of Daniel's vision, the evidence of Revelation's warning. But the scaffold will sway in the future, and behind the dim unknown stand God within the shadows, keeping watch over his own. We are on the train of life. Check your ticket to see where you will get off. Truth will not be forever on the scaffold. Ideas can be dictated, but at once, truth will move to the center stage. Not lost, only hidden and unbroken by heaven's decree, the line that divines, and you will find, out of this book, the word of God was written by the truth and tells the story of wrong choices, wrong methods, and wrong destinations. Check your ticket where you are going. Amen. Okay.